Goeiemôre almal. Ek sien daar's mense wat ek nog nie met die hand geskit het nie. Welkom vanoggend. Dis die laaste gedeelte van die vakansie, die laaste Sondag van skoolvakansie. So daar's 'n klomp goede wat nou weer inskop van chaos en verkeer en al ander sulke goed. Maar daar's ook 'n klomp mense wat daarmee eintlik nie veel uit te waai het nie. Dis die onderwysers en die kinders en die ma's en pa's met kinders wat rondhardloop en hier en daar 'n ouma en 'n oupa wat moet rondjaag. Maar daar's van hulle ook. So iets gebeur hierdie week. Ons maak vandag klaar met 'n reeks van Joshua uit die boek Joshua uit wat ons so deur die groot dele van die Joshua boek gewerk het. Die een gedeelte wat ons nie hanteer nie is die gedeelte waar hulle spesifiek die inverdeling van die grondgebied en so meer is. En dis altyd moeilik om daai goed te preek, so die reeks het so bietjie daai uitgeskakel vir die oomblik. Mens is welkom om dit te gaan deurlees, ons maak vandag klaar. En die groot ding waarmee ons besig is vandag is om eintlik 'n oorgang te bewerk. Ons was vir die hele eerste deel van die jaar, was ons besig gewees om iewers vir mekaar te sê, maar ons is in 'n plek waar ons nou moet afskop en vir mekaar duidelik sê, ons behoort aan hierdie Here wat ons aanbid. Ons het 'n visie, ons het 'n missie, wat sê ons wil dieper in ons geloof met die Here gaan. Wie is hierdie Here? Ons het deur 'n paar van dit gaan, ons gaan kyk na karaktereienskappe van die Here in die eerste kwartaal, daarby, hoe het Jesus opgetree? En eintlik het daai deel vir ons gesê, maar as ons dan nou sê, ons is sy volgelinge, dan beteken dit, ons moet soos hy optree, nie waar nie. Jy ken ons nou die armbandjies wat ook altyd sê, wat sê hy nou weer? What would Jesus do? En dis deel van waar ons was in die eerste deel van die kwartaal om te sê, hoe lyk God se karakter? Wil ek amper vir u sê, of Jesus se karakter dan nou vir ons. Die tweede kwartaal het ons deur 'n paar van die onbekende of die kleiner boeke gewerk en Theo was ook hier gewees, hy het vir u weer gewys hoe lyk God se hart wat toe hy die verlore seun se verhaal vir ons gedeel het. En ons het toe begin met 'n reeks wat ons deur John Ortberg se boek gegaan het. Almal van ons is ewe abnormaal, of dan nou, daar is nie, die titel van die boek was ons nou gewees, Everybody's normal until you get to know them. Onthou jy dit? En ons is deur daai gedeelte waar ons net weer vir mekaar gesê het, ons moet vir mekaar ruimte maak. Onthou jy die eystervarkie of wat ook al sy naam was, hoe hulle mekaar, ons moet in ag neem dat ek ook ander mense steek met my penne, daai skerp geite van my, soos ander mense my ook, maar as ons nie iewers by die plek kan kom, wat ons vir mekaar gaan mekaar verduur en vergewe en help en saamleef nie, dan gaan ons nie die winter oorleef nie, want dan gaan ons nie die saamwees hitte kan beleef wat maak dat hulle in ystye of in sneeutye oorleef nie. En toe het ons gekom by 'n plek waar die Here vir ons op 'n besondere manier ook by die huidige reeks wat gebaseer is op die boek van Max Lucado. Dis altyd lekker want die ouens gee vir jou 'n mooi raamwerk waar binne jy kan werk. En dan gaan werk ons met daai temas en die raamwerk is vir 'n ou spesiaal. En dis waar hierdie temas ook dan nou vandaan kom van die huidige reeks wat eintlik nuwe seisoene is die boek se naam. Nuwe seisoene. En ons het dit nie geweet nie, die van u wat nie bewus is daarvan nie, of nog nie gehoor het nie, Dominee Nadine het 'n beroep ontvang van na George toe, moedergemeente toe, so sy het geantwoord ook alreeds, so sy gaan die einde van, waarskynlik so rondom die begin September sal sy weg wees, wat sy soontoe beroep is, maar ons het nie, toe ons hierdie boek gedoen het, enigstens hierdie goed geweet of in ag geneem nie. En toe ons 'n paar jaar terug begin het, 2 jaar terug begin het, saam met hulle, en dit was min of meer in hierdie tyd na die van die derde kwartaal wat ons gaan sit het en gesê het, ons moet nou daadwerklik iets doen vir hierdie gemeente. En gesien het hoe die Here eenvoudig met berse 'n stuk pad gestap het, tree vir tree ons uitgevat het, ek wil amper regtig vir u sê uitgevat het uit 'n stuk woestyn uit. Uit 'n woestyntyd uit. Ons gebring het en ons nou op
op die rand staan, op die oewer staan, op die punt staan van oorbeweeg na 'n volgende stuk toe. So dit was nogal 'n groot, of dit is 'n groot ding dat Nadine beroep is en dat sy ook nie saam met ons nie, maar ek dink nie die Here was onvoorbereid daarop nie. En dis nie vir almal lekker om dit te hoor nie, en dit is ook nie vir ons nie. Want ek dink is vir my gemaklik nie. Ek het nou toe ek daar afstap saam met Jolanda, toe sê ek vir haar, want sy was so 'n bietjie afgewees die week, toe sê ek vir haar, dit was chaos gewees Vrydag. Is nie snaaks as jy alleen in hierdie kantoor is en daar's in en uit en op en af en jy moet gou buite en jy moet gou deen en toe sê sy, toe maar ons moet in elk geval nou gewoond raak. Sy moet ophou sulke goed sê, maar dit is so. So daar's 'n nuwe pad wat gebeur, daar's iets nuut wat aan die kom is. En asseblief eers gemeente, ons is nog al die tyd deursigtig gewees, ons was nog die heeltyd besig om vir u te sê, ons is op hierdie pad, ons het nog nie opgehou nie, ons het net voor die vakansie 'n groot kerkraadsvergadering hier gehad, waar ons saam nagmaal gebruik het as kerkraad ook. Die Here is met ons besig, en as jy vandag hier uitstap, wil ek ook vir u vra om hopelik iets te hoor van dit wat die tema vandag ook sê. Daar's geen verbreekte beloftes nie. En daarom kan ons die Here ook vertrou vir môre en oormôre en die nuwe kwartaal. So kom ons bid saam. Here, ons is hier en ons is u gemeente en ons het niks anders as dit nie. Dat ons u kinders is, dat u ons Here is. En dis in wese wat ons ook vanoggend sing en vanoggend vir mekaar sê. En maak nie saak hoe maklik of hoe moeilik dit vir ons voel nie. Here, ons het al die bewyse. Alles wat agter ons is. Vir ons sê, u sal ook met ons die pad stap. Soos wat u ook met Dominee Nadine die pad gaan stap en met George gemeente en met elke ander gemeente in die land en elke Christen en elke gelowige en elkeen wat hier is. Here, en hier waar ons nou by mekaar is, mag ons vanoggend ook iewers in ons eie harte en ons eie mens wees. Ook dit wat in ons lewens aan die gang is, wat in ons eie wonders en frustrasies en onsekerhede is. Here, mag ons ook daar weer vanmôre hoor. Daar is nie een enkele belofte wat u verbreek het nie, en u sal ook nie. Ons kan aan u vashou. Amen. Ek gaan vir hierdie geleentheid gee om die Here met die dankoffers te dien, en daarna gaan ons die Here met ons stemme loof en prys. Dis een van die grootste en die mooiste gawes wat ons het, en mag jy daarin ook iets beleef van die teenwoordigheid van saam wees as gemeente.
Kom ons staan.
Kom ons sluit die oë, dan bid ons ook saam. Here, U woord is waaroor dit gaan. En U weet self, Here, vanoggend vroeg, toe ek kyk na wat aangaan in die wêreld, en ek sien mense se opmerkings oor U woord, toe kry ek weer 'n beklemming op my hart. Mag ons, Here, deur U Gees gelei word, om U woord so verantwoordelik as moontlik te hanteer. So Here, as ek nou bid, dan bid ek in die eerste plek dat ek nie hier voor sal staan en anders as eerlik sal wees nie. Maar Here, dat ons ook saam met mekaar sal luister. Dat dit nie net een persoon iewers is wat alleen hoor nie. Maar dat ons almal wat vanoggend ook hier is, sal weet dat saam met al die gelowiges ons eers die ore sal hê om te kan hoor wat U sê. Here, mag ons nooit arrogant wees as ons oor U woord praat nie. Mag ons nooit op 'n plek kom, Here, wat ons maak asof ons alleen weet nie. Maar mag ons as geloofsgemeenskap, as almal wat deel is wat hulle self Christen noem, saam ontdek hoe groot en diep en wyd en ver en hoog U liefde is. Amen. Ek wil 2 gedeeltetjies net gebruik vir die diens. Daar is dit op die bord, Joshua 21. Joshua 21 is Joshua daar uit die einde kom, dis nou wanneer hy nou al aan die einde van sy leeftyd is. Jy moet weet, hulle was omtrent 80 toe hulle die beloofde land ingegaan het. Toe begin hulle met 'n oorlog. Dis waar hulle opgeëindig het. En dis wat aan die gang is as hulle hier kom. En dan, ek het vir julle gesê, is daai eerstes, die wat se Bybels oop is, sal julle sien, hier vanaf hoofstuk 15, 16, 17, 18, lees ons aan mekaar die stamgebied van, hoe hulle die ouens inneem, sodat elkeen wat die Here gesê het, hierdie gedeelte gaan aan hierdie gedeelte van die volk of hierdie stam, kry hulle dan ook alles. En dan die asielstede, dis altyd wat daar was in die antieke wêreld. Daar is ongelukkig goed wat gebeur, ouens, wat die lewe is net nie soos hy moet wees nie. Ons wêreld is gebroke. So iemand skiet per ongeluk iemand raak. Dis weer jagseisoen. Dis tragies wat in hierdie wêreld partykeer gebeur. Iemand ry met sy kar en per ongeluk ry iemand anders dood. En as gevolg van die wêreld waarin hulle geleef het, waar daar hierdie hele ding was vir 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand en kom ons maak almal mekaar dood tot niemand oorbly nie, want jy het my en ek jou en jou, so gaan ons nog ons lewenslank aan. Dis mens. Iewers is dit een van daai goed wat gebeur het toe hulle aan die vrug geëet het, Adam en Eva. Van daai shot gekom het die binnekant of iewers in die DNA. Ons doen net verskriklike dinge. Maar dan gebeur die goed. En asielstede was, as jy nou per ongeluk iemand se dood veroorsaak het, of jy het nou so iets gedoen, dat jy soontoe kan gaan, dan word jy nie vergeld nie. Nou, ek is net die Here innig dankbaar dat ek nie in so 'n plek hoef te leef nie. Dat ons vandag nie meer daar is nie. Want as so 'n klomp mense by mekaar moet wees, dan dink ek is dit nie 'n goeie plek nie. Maar daar's asielstede, die Here het dit gesê hoofstuk 20, en dan die stede van die Lewiete. Want die Lewiete het nie hulle eie gebied gekry nie, hulle was verantwoordelik vir die tempel, so hulle het stede gehad waarin hulle families moes bly, en die Here het dit spesifiek uitgewys, en dan die stamme daar van die 22, die gedenkaltaar by die Jordaan wat gebou is, wat hulle moet onthou, en dan neem Joshua afskeid. En ek gaan net daai paar verse vir u lees, wat daar op dis ook daai in hoofstuk 24 wat ons wat almal ken hom, en hy's oral op karre geplak en op mense se skoene en ek weet nie wat oral nie, wat sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien, ons sal die Here dien. Ek ken daai teksgedeeltjie, of daai vers ken ons baie goed, is een van hulle wat baie bekend is,
Maar ek gaan vir julle ander lees. So, ons gaan hoofstuk 21 vers 43 en 45 lees. Daar wat hy met hulle praat. En dis eintlik net om vir ons 'n idee te gee van hier het hulle nou gekom aan die einde van die inname van die beloofde land. En dan sê Joshua vir hulle in vers 43, die Here het aan Israel die hele land gegee, wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hy het dit in besit geneem en daar gaan woon. Of hulle. Die Here het hulle na alle kante toe rus gegee, soos hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Nie een van hulle vyande kon teen hulle stand hou nie. Die Here het al hulle vyande in hulle mag oorgegee. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het onvervul gebly nie. Almal is nagekom. En dan hoofstuk 23 vers 1 tot 11 en vers 14 het ek net bygesit, het ons mee gaan afsluit. Dit was al lank dat die Here na alle kante toe aan Israel rus gegee het van sy vyande en Joshua was baie oud. Met ander woorde, dis nou in die stories of in die flieks 2 jaar later, 3 jaar later, wat dit ook al mag wees. Joshua het die hele Israel geroep, die leiers, die hoofde, die regters, die amptdraers en vir hulle gesê, ek is al baie oud. Julle het gesien wat die Here julle God alles aan hierdie nasies gedoen het, ter wille van julle. Dit is hy, die Here julle God, wat die oorlog vir julle gevoer het. Ek het saam met die gebiede van al die nasies wat ek uitgeroei het, ook die van die nasies wat nog oorbly, as eiendom aan julle stamme toegeken. Van die Jordaan af tot by die Groot See in die weste. Die Here julle God sal hulle wegstoot voor julle en hulle voor julle uitdrywe, sodat julle hulle land in besit kan neem, soos die Here julle God julle beloof het. Maar julle moet sterk staan in die uitvoering van alles, wat geskryf staan in die wet van boek van Moses. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dat julle nie by hierdie nasies kom, wat nog tussen julle woon, en die naam van hulle gode aanroep, en in hulle naam 'n eed aflê, en hulle dien, en voor hulle buig nie. Julle moet aan die Here julle God getrou bly, soos julle tot nou toe gedoen het. Die Here het groot en sterk nasies voor julle uitverdryf. Niemand kon tot nou toe voor hulle stand hou nie. Een van julle jaag 1000 oploop, want dit is die Here julle God wat die oorlog vir julle voer, soos hy beloof het. Lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê. Self gaan ek nou die pad, dit is vir my so mooi. Liewe genigte, hierdie is toe ek dit lees en ek nou besef en ek het vat, hierdie vers is, dink bietjie as iemand soos hy kan skryf, so eg, so waar, so rein. Self gaan ek nou die pad van almal op aarde. Dit is vir my tyd om huis toe te gaan. Is dit nie mooi nie? Self gaan ek nou die pad van almal op aarde. Julle weet met julle hele hart en siel, dat nie een van al die goeie beloftes wat die Here julle God oor julle gemaak het, onvervul gebly het nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul gebly nie. En dis hoe Joshua afsluit. Dis eintlik wat hy vir ons kom sê. En dis waar ons ook nou is. Die realiteit van oorgang. In Joshua se lewe is dit daai realiteit waar hy besef, my tyd het gekom. Dis die groot leier. Dis die een wat die Here gesê het, jy vat by Moses oor. Vir ons lê daar nou 'n nuwe kwartaal voor, 'n nuwe besigheidstransaksie, 'n nuwe werk, iets lê vir jou voor. Almal se lewens skuif. Dis die helfte van die jaar. Nou is dit die tweede helfte van die jaar. Almal is besig. Dis belastingseisoen. Almal is besig. En ons weet hier's 'n klomp goed wat moet gebeur in ons lewe. En daar's 'n klomp onsekerheid in baie mense se lewe. Daar's 'n klomp vrese. Daar's ook goed waaroor mense opgewonde is. Want daar is regtig sulke goed.
Gaan ek genoeg energie hê? Gaan ek dit maak? Hoe gaan ek vir die Here? Hoe gaan die mense? Wat is vir ons almal het iets van die aard in ons lewens. Elke kwartaal. Maar so na aan die einde van 'n winter, dan raak dit nogal kom agter mense se lewens is by 'n plek van dis vaal, dis koud. Dis nou tyd vir lente. Vandag staan ons ook by 'n drempel, net soos hulle. Net soos Joshua. Ons sluit vandag hierdie reis af met die boek van Joshua. Ons maak klaar met die eerste deel van die kwartaal. En ons kerkraad het ons regtig hier, ons die nagmaal gehou. Die tafels hier opgeslaan. Ek en Nadine het hier reggemaak en dit was ons beplanning en goeders gewees en ons het hier gesit as kerkraad vir mekaar te sê. Ons moet daai droom wat die Here vir ons gegee het, om dieper met hom te wees, om dienend na mekaar toe te wees, om doelbewus na die wêreld daar buite toe te leef. Dit moet nou begin grondvat. Van die oewer af waar hulle deur die Jordaan gegaan het droogvoet, tot waar hulle Jerigo ingeleef het. Daai Isis tog verhaal waar hulle net eenvoudig op hulle self begin vertrou het en toe weer die les moes leer. Alles wat goed was en alles wat sleg is die afgelope tyd, die afgelope jare, van 1967 af. En hierdie is 'n volgende drempel, 'n volgende hoofstuk, 'n volgende iets. Maar vandag berei Joshua ons voor vir al hierdie gedeeltes om iets in onsself te sê, amper 'n belydenis te maak, 'n regtig voor die Here kom staan en sê, Here, ek neem 'n besluit. Dis hoe ek dit gaan doen. Joshua 23 is hierdie groot leier Joshua op die drempel van seker die belangrikste ding in sy lewe. En omdat hy met die Here so op pad gestap het, en jy het nou die preke gehoor en as jy gevolg het en dalk jy goed gelees het, dis 'n fenominale verhaal van hoe Joshua eenvoudig net besef, as ek nie aan die Here vashou nie, is dit chaos. Dan gebeur wat by Ai gebeur het. Mense verloor hulle lewens. Maar as ek aan hom kan vashou, skuif alles. Hy sê, ek gaan vandag die pad van die hele aarde. Ons almal se lewens is iewers by 'n punt waar daar 'n volgende hoofstuk kom, 'n volgende deel kom. En hy roep almal bymekaar en hy sê vir hulle, daar's een krities belangrike ding wat elkeen van julle moet onthou. Tot nou toe, daar's nie een enkele belofte wat die Here nie nagekom het nie. Gaan kyk. Ja, daar's daai stupid goed wat ek aangevang het. Daar's verseker daai verskriklike tragiese goed wat ander mense aangevang het. Ook aan sommige van ons. Aan my. Maar hier staan ek. En God saam met ons staan. En daarom kan ek met vrymoedigheid hierdie nuwe seisoen ook in beweeg, hierdie nuwe kwartaal, hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe wat dit ook al mag wees. Want God veg vir my. En as God vir my veg, verander alles. En dit is waar van ons gemeente. Ek is nou my 18de jaar, 17 jaar al in die gemeente, my 18de jaar wat ek besig is. So ek het 'n stukkie van hierdie geskiedenis van 1967 af. En ek het al baie stories gehoor. Ek het al baie gebeure gehoor. Seker een van die wat ek weet nie wie van u die verhaal ken nie en wie van u was hier gewees nie. Die ouderling en die diaken se banke was altyd hier gewees en die orgel was daar agter. En Dominee Marits het gepreek. Besig om te preek op hierdie preekstoel. En die volgende oomblik te hartaanval. En Herman het bo-oor gespring en Koenie het gehardloop en om Jak van 'n berg het gehol. En dit was 'n krisis in die gemeente se geskiedenis. So is daar ook ander goed. Daar's ander dominees wat gekom het.
Daar's mooi verhale. Kan ek gou sien, wie van julle was deel van die tuine projek? Toe julle die goed so ingesamel het en gaan tuine uitdeel het, kos en tuine gemaak het en die tente. As ek reg onthou 13 tente wat hierdie gemeente kerke gestig het in hierdie plek waarin ons leef. Dis 'n ongelooflike verhaal. Ons is nou by 'n drempel. Ek kan vir julle sê, moenie een van julle dink is vir Nadine net maklik om nou te sê, hier gat ek nie. Daar wag vir hulle ook onsekerheid. Vaan vir Tian. Hulle moet wegbeweeg. Hoekom die Here dit so laat gebeur het, dit weet ons nie altyd nie, ouens. Onthou as dit vir gemaklikheid was en as sy regtig gedink het George is die hemel, baie mense dink mos so. Haar hele familie en vriende is hier in Rustenburg. Kan nie daai uitdaging in haar lewe hoor? So bid vir hulle. Bid vir haar, dat die Here ook aan haar, en ek weet hy gaan getrou is. Daar's geen verbreekte beloftes van God in ons lewens nie. Ook nie vir die toekoms nie. Ook nie vir ons gemeente nie. Ook nie vir my nie, ook nie vir my vrou nie, ook nie vir Ria nie, ook nie vir Johan nie, ook nie vir Wynand nie. So kan ek aangaan in die lyn op. Mag ek? Maar, ons het nog 'n wonderlike belofte. Dit is nog vroeg en ons moet baie bid, maar sy staan nou lekker en sing hier voor Rochelle. Maar hulle was 1, 2, nou hulle gaan nou nog een by wees. Hulle gaan nou nog een by wees. Ons is baie opgewonde saam met julle. Ek kan nie wag nie, dit gaan wonderlik wees. Ek weet net nie hoe gaan jy maak as jy sing, jy moet dan maar saam hier voor of om hier voor vashou as jy hier voor staan. Dis die belofte van God, hy is nog nie klaar met die wêreld nie. Daar sit 'n klein dogtertjie daar agter, daar sit 'n tienerdogter hier. God se beloftes sal nooit verander nie. Een van die mooiste goed wat ek gelees het is, dis soos 'n ligfoto wat hy neem, een van die kommentare skryf dit, as Joshua so 'n prentjie teken, hy sê, ouens, kom net so bietjie uit julle omstandighede en die vrees uit en wat van volgende en wat gaan sit net so bo, en kyk net bietjie af. Die Here het aan Israel die hele land gegee, hy het dit aan Abraham beloof, waar geword. Die Here het hulle aan alle kante rus gegee. Ek weet nie presies hoeveel jare en die ouens is, elke ou het sy eie gedagte daar. Maar hier's 'n klomp jaar, wat ons nie meer oorlog maak nie. Ons is by 'n plek van vrede. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan die huis van Israel gedoen het, daar staan dit, onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. En dan staan hy sê, so julle gaan die Here vertrou, nê? Julle weet mos. Dit gaan nie verander nie. In 'n wêreld is mense se beloftes soms goedkoop en ons weet dit. Ek wil amper vra, wie van u het nou nog nie iemand gehad wat se beloftes in jou lewe jou teleurgestel het nie? Ons ken hulle. En hulle ken my ook, daar's van hulle ook. Maar God se beloftes kom altyd na. Ons kan nie na mense kyk en dink dis God nie. Ons moet aan God vashou. Die Here wat sê, jy sal nooit teleurgesteld wees as jy op my vertrou nie. En daar's nêrens in die Bybel waar die Here onomwonde sê, jy weet as jy my aanbid, sal daar nooit enige iets skeef in jou lewe loop nie. Daai belofte bestaan nie. Maar by God is daar glad nie verbreekte beloftes nie. Daar's altyd versorging. En julle ken die verhale. Dink bietjie aan jou eie lewe. Daai tyd toe jy so hard geslaan is, so stikkend gebreek is, so vernederd is, so nie gevoel het ek is hier nie, nie antwoorde gehad het nie. En die Here het jou daardeur. En as van julle nou so voel, die Here sal jou nie teleurstel nie. Hy het nog nooit, sy sorg, sy genade, gaan nie iewers skielik opraak nie. Dit is 'n onuitputlike bron in ons lewe. Dis soos
as jy daai ene betaal wat sê bottomless koffie. Ons is so 'n bietjie daar onder in Port Edward en daar so 'n lekker koffieplaas, die grootste in die suidelike halfrond. Bottomless koffie, jy kan net drink. Dis eerste prys. God se liefde werk so, soveel as wat jy kan hanteer tot jy vol is. God veg vir ons. Dis nie ons eie krag nie. Hy maak dit ongelooflik duidelik. Want dit was die Here julle God wat vir julle geveg het. Dink net vir 'n oomblik aan Jerigo. En vir almal wat so dink ek het, of ek kan, of ek is, of ek dink aan Ai ook. Toe ek sê, hierdie is so 'n maklike ou, klomp ligte ou paar mensies, ons slat, hulle is om net, julle 3 gaan slat hulle gou. Jag hulle gou weg. Dis die grootste enkele teleurstelling, slag, wat Israel gelei het. Maar Jerigo is die grootste, tot vandag toe, een van die grootste verhale wat vertel word. Want is die Here wat vir ons veg. Josua gebruik hierdie fascinerende beeld. Hy sê, een van julle jaag 1000 mense weg. Laat hulle hardloop, want die Here veg saam met ons. Ek lees vir julle, dis vers 10. Een van julle het 1000 op vlug gejaag, want die Here julle God het vir julle geveg, soos hy beloof het. Hoekom sal dit nie weer gebeur? As ek hierdie hoor, en toe ek dit doen, toe sien ek daai prentjie. Hier is hierdie een prentjie wat altyd in my kop is, as ek hierdie gedagte kry van God wat vir my veg. Veral iemand wat nie altyd so opgewonde is oor sy eie persoonlike selfbeeld en streg en krag en staatwees en al die aan, dan is hierdie prentjie in my kop. Kom my op. En dis 'n videoetjie. En dis geskryf deur C.S. Lewis. Dis gebaseer op Narnia, op C.S. wat vir sy kinders probeer het. Jy moet 'n bietjie gaan nalees oor C.S. Lewis. Hy was 'n professor mos nou gewees en hy het al hierdie verskriklike mooi goed geskryf, maar hy het oor mites of stories en sulke goeders het hy 'n klomp goed gewerk. En dis toe hy en J.R.R. Tolkien, die ou wat Lord of the Rings geskryf het, by mekaar uitkom. En J.R.R. Tolkien vertel vir hom, jy moet gaan kyk, daar's een verhaal wat 'n storie is, wat anders is as enige ander ene. En toe hy hierdie storie gaan doen, jy moet dit gaan hoor, of bietjie gaan nalees daaroor. Toe sê hy, want dis die waarheid. Toe vertel hy vir hom van die evangelie. Toe kom die ateïs C.S. Lewis tot bekering. Maar hy het hierdie verbeeldingryke mens gewees, en hy het hierdie stories geskryf. En dan het hulle in hierdie ene, het hulle die verskriklike ijsprinses, dan is hulle in hierdie oorlog, en dan die mense skielik, as Aslan is die leeu wat hy nou skryf, hy skryf nou vir sy kind, en Lucy daar's 3 belangrikes, die van die wat nie ken nie, Lucy is die klein dogtertjie, en hulle wat nou nie, maar sy is op hierdie stadium amper die enigste ene wat nog glo. Sy glo nog in Aslan, daar in Narnia waar hulle is. En Aslan is eintlik God of Jesus. En nou hy is weer opgewek nadat hy sy lewe gegee het vir hulle. En dan is hierdie oorlog en dan daar hierdie vreeslike ding en dan vlug die soldate, die weermag van die ander ouens en hulle sê as ons net oor die rivier kan kom, dan gaan ons hierdie oorlog wen. So ons moet net oor die brug gaan. En ek gaan nou nie vir julle die hele ding vertel nie. Maar dan gebeur vir my een van die mees romantiese, mooiste prentjies van wanneer ek saam met die Here stap. Speel hom gou vir my.
Kyk net na daai prentjie. As die Here saam met my stap, loop ek 'n weermagstorm. Dis my so mooi as daai klein swaartjie van ons so uittrek en sy staan so sê, "Hier's ek nou, Dis Josua se verhaal. Dis waaroor dit gaan in ons geloof. En dis een van die mooiste beelde om vir my iets te sê van, ons kan nie twyfel aan God se almag nie. Die vir die storie al gekyk het, nou gaan julle almal wonder, Aslan brul dat die bissies bewe, en dan is dit asof die leeu van Juda sê, nie vandag nie, en dan kom hy rivier af, en dan spoel hulle almal weg. Soms kyk ons na 'n nuwe kwartaal, nuwe uitdagings, nuwe werk, nuwe goed in ons gesinne, gesondheid, en ons wonder, en ons twyfel, want ons weet, ek is nie regtig in staat nie. En ons probeer onsself oortuig, maar ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, broer en suster. Ons is alleen wanneer die Here by ons is. Kan dit nooit nie. Dis wanneer God vir ons die oorwinning gee. Dis wanneer dit gebeur. Ek gaan in 'n posisie in, en ek gaan in 'n oorlog in, en ek gaan in 'n ding in. Nie omdat ek iets nie, maar omdat ek weet die Here gee die oorwinning. Natuurlik beteken dit, ek moet al 'n verhouding met hom hê, nie. Daar is hierdie ongelooflike mooi ding, wat ons moet snap, ek veg vanuit my Here uit. Ek is besig met wat die Here vir ons vra. Ons het dit al hierdie jaar mooi vir u verduidelik. Ek gaan sit by die Here en ek sê, Here, wat is die toekoms? En dis hoe ons ook na hierdie toekoms toe kan. Die brug na die toekoms is juis daai laaste gedeeltes, verse 11 en 14 wat ons daar kry. Die kritiese waarskuwing wat Josua daai kom, en hy sê vir hulle ouens, hier's hierdie ding wat ons moet snap. Ek weet nie wat anders, dis 'n kritiese ding. Dis kritiek dat jy dit sal snap, hoor, dis 'n waarskuwing, maar dis 'n voorvereiste, dis 'n sonder hierdie kan dit nie gebeur nie. Diskwalifiseer jy eintlik alles wat vorentoe kom. Vers 11, wees uiters versigtig om ter wille van julleself net die Here julle God lief te hê. Dis die 2020 vertaling so. Maar ek het so 'n bietjie 'n ander gedagte. Ek net daar kyk wat het ek daar op, nooit in ons eie krag nie. Jy kan na die volgende enetjie toe gaan, dink ek met my kind. Ekskuus. Daar's hy. Ek het een oorgeslaan. Bewaar julleself deur net die Here julle God lief te hê. As ek daai sin moet vertaal, is dit wat ek sal sê. Die 2020 vertaling is nader as die ander twee wat ons hierdie Afrikaanse vertalings waarna gekyk het, maar die hele vers begin met die woord shawar, bewaar, bewaak, oppas, soos 'n wag. En dan skryf hy hierdie sin so in middel in van alles om te sê, julle moet oor julleself wag hou, jy moet jouself bewaar, en die enigste manier wat jy dit gaan regkry, is as die Here jou God jou enigste liefde is. As dit nie van my waar is nie, ouens, as daar ander goed in my lewe is, wat belangriker is as die Here, moet ek weet, daai goed gaan my God wees. Dis die afgode van ons, die modernste afgode. En ons is nou op pad na hierdie brug, na wat ons nou mee is, in die oorgang vir hierdie nuwe kwartaal waarmee ons gaan besig wees. En ons gaan weer met 'n boek werk. Dis 'n ouerige boek van Leonard Sweet. En die boek se titel is die volgende. Dit is eintlik 'n geheim, ons mag dit nog nie sê nie, maar gaan dit deel. What matters most? Die subopskrifie sê, hoe kon ons die persoon gemis het, waaroor alles gaan? Wat is werklik
belangrik. As ek saam met die Here stap, dan kom ek agter, my verhouding met hom is krities belangrik. My verhouding met die mense om my, my verhouding met God se woord, dis die goed waarna ons hierdie kwartaal gaan kyk. En ons gaan werklik vir jou as gemeentelid vat, en vir elkeen van ons self ook, om net weer opnuut te gaan sê, hoe lyk hierdie verhouding? Hoe doen ek my verhouding met die Here? Want as dit nie waar is nie, hoe stap ek in hierdie wêreld in? Het gaan nie oor my prestasies en dinge nie, en skooltake en die besigheid en die nog kontrakte en die sukses en die teleurstelling. Daai goed is irrelevant eintlik. As ek die grond, die punt waar dit begin nie reg het nie. Die kern van alles. Josua se antwoord aan die einde van sy lewe is dieselfde as die Bybelse boodskap. Wat maak die heel meeste saak? My verhouding met God. Dit verander alles. Al die ander dinge is sekondêr. Sy finale getuienis in vers 14 sê, dan sluit hy af met sy toespraak en sê, julle weet met julle hele hart en met julle hele siel dat nie een van die goeie beloftes van wat die Here julle God oor julle uitgespreek het onvervul gebly het nie. Almal het uitgekom, almal het waar geword. Julle het dit gesien ouens, julle het saam met ons getrek, julle het by die oorloë aangesluit. Julle weet wat met die stede, julle was by Jerigo. Hoe kan jy nie aan die Here vashou nie? So, dis die vraag wat ons vanoggend vir mekaar moet vra. Almal het waar geword. So, hoe gaan ek volgende stap gee? Hoe stap ek vandag hier uit? Wat maak ek? Hoe kom ek by daai punt wat ek net iets doen om te sê, ek het geen idee nie, Here, maar hier gaan ons. As jy die Narnia goed gevolg het, dan jy nog geweet hoe die hele storie geloop het. Die ander klompie, hulle het nie, hulle is 4 kinders wat nou mos die Narnia kinders is, maar die ander 3, hulle het nou so half al groot geword, so nou het ons nie eintlik meer die Here so ernstig nodig nie. Maar Lucy glo nog steeds Aslan is daar. En dis een van daai temas in die hele hierdie ene van die reeks, is dit 'n verskriklike groot tema, hoe sy daar stap. Dalk is dit wat die Here bedoel het toe hy gesê het ons moet soos kinders glo. Ons soos Lucy kan uitstap en sê, ek is nie bang vir julle nie. Of soos Dawid, nee, ek het 5 klippies boet. Onthou die Here is by my. En toe Dawid groot word, toe dog hy dit is sy klippies. Moenie een van hulle word nie. Die grootste seer in Dawid se lewe was toe hy geself het. Moenie laat dit ooit in jou lewe waar word nie. Neem 'n keuse vandag. Elkeen van die skooliere, die ouers en die onderwysers. Dit is 'n nuwe kwartaal, maar die Here het ook beloof, soos dit uit die afgelope hoeveel jare in ons ou landjie. Elke jaar kinders deurvat, elke jaar die regte goed laat gebeur. Ten spyte van wat die wêreld doen. Aan ons as lidmate, ander mense, die volwassenes, die ouer mense. Sjoe, ek weet nie wat wag nie. Maar as ek so kyk en ek lees die verhaal van die Here met mense, kan nie nogal 'n paar groot oomblikke kom. Ek weet nou nie wie van die tannies is almal 79 nie. Maar toe as ek die Bybel lees, dan weet ek, Rachel, jy sal dit nie glo nie, maar Sarah het op 79 daai boodskap gekry. Sy was 80 toe sy 'n babatjie, maar ek wil nie soontoe gaan nie, dis gevaarlike goed. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. God se belofte staan vas. En elkeen wat moeg en bekommerd is, elkeen wat seer het, elkeen wat nie weet nie. Ons het mense wat regtig siek is. Mense wat lê wat nie weet of hulle gaan opstaan nie. Ons bid vir hulle ook, want God se beloftes was in die dal van doodskaduwee. Sal jy nie alleen wees nie. Ek
Ek is by jou, ek is jou God. En dis hoekom die boodskap, die reeks, Joshua, kom by 'n plek wat hy afsluit. En daarom kan hy sê, ek persoonlik het die keuse gemaak. Ek gaan dit op die manier leef. So my laaste woorde vanoggend vir u is, so hoe gaan jy omloop? Hoe gaan jy omloop? Kom ons sluit bo. Here, dankie dat u 'n God is wat nie beloftes verbreek nie. Dankie Here dat ons altyd kan vas staan op u getrouheid. As ons vandag terugkyk na hierdie reeks, Here, as ons in ons lewens kyk, as ons na die geskiedenis kyk, dan weet ons kan hierdie nuwe kwartaal voor u voete neersit. Ons kan die nuwe uitdagings, ons skole, ons huise, ons werksplekke voor u voete neersit. Here, help ons om in hierdie besige tyd waarin ons is, nie te vergeet wat werklik die meeste saak maak nie. Here, help ook waar ons in hierdie kwartaal 'n pad gaan stap. 'n Pad waar ons vir mekaar gaan sê, wat is regtig belangrik, dat ons sal hoor, sommer al klaar die boodskap kry, die geheime boodskap kry, dat ons vir u lief is. Dat u vir ons lief is. Dat ons in 'n verhouding met u sal leef. Here, dis waarvoor ons bid. Dankie dat u voor ons uitloop en vir ons veg. Amen. Ons gaan afsluit met ons slotlied. Kom, staan sommer.
wanneer ons die seën ontvang, is dit juist daai belofte van ek is nooit sonder die Here nie. Maar dis ook amper dat 'n ou moet 'n belydenis saam met dit doen om te sê, Here, ek is nooit sonder U nie. Dis amper 'n belofte ook. En wanneer ons die seën toesing en toebid oor mekaar, jy weet almal, in ons gemeente het ons die gewoonte, so staan sommer nader, niemand hoef alleen te staan nie. En dis net 'n teken en 'n simbool daarvan, iets wat net vir ons kan sê, ek kan tasbaar elke Sondag hier wegstap en weet, die Here se seën is op my. Net soos wat ek nou iemand se hand, iemand se arm om my kan voel. Dankie Jon. Iets daar agter by die koffie en die tee. Ons sien nou vir u daar agter. Sal die kinders vol van dankbaarheid
geen boosheid langer heers nie, en geen siekte lyding bring, en ons eeuwig saam ons loflied tot die o Heer mag sing. Laat die lig laat deur ons donker breek, kom wees U self die son, soos ons bid, o Here, dat U reën en koninkryk mag kom, maar tot daardie laaste môre breek, die nuwe era kom, sal die kerk U naam besing, o Heer, ons loflied nooit verstom. Oor ons sing, oor al U grootheid en U goedheid eindeloos, oor die lied oor U versorging